Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 26ste September 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, Party wil Creer Wildtuin sy naam verander. Nuushooftrekke vir vandag, Eskom kappie kritisie in Suid-Afrika. Party wil Creer Wildtuin sy naam verander na Skukuza Park. Hong Kong word deur winde en reën getuister. Lotto 2 wens 26 miljoen rand. Suid-Afrika Protea netbalspan verloor tweede toets ook teen Nieu-Seeland. IKR skors VSA van cricketdeelname. Al probeer die EFF hoe hard die provinsiale wetgewer in Mpumalanga is nie by magte om die Creer Wildtuin sy naam te verander nie. Willie Oukamp, die ALP, het teruggekap na mosie van die EFF om die Creer Wildtuin, sowel as die Creer Mpumalanga lughawe, sy name te verander. Die mosie is Dinsdag deur EFF, LPW Rouhani Tribi ingedien. Tribi se erfenismaand is die regte tyd om die name van die Creer Wildtuin en die Creer Mpumalanga lughawe, asook die Johan van Riebeeck stadion, ook die Pumas rugby stadion in Emalahleni te verander. Hoe vier ons erfenis as Suid-Afrikaners, terwyl ons pragtige nasionale parke steeds genoem is na die argitek van apartheid, Paul Creer? Hoe vier ons erfenismaand, terwyl ons lughawens steeds genoem is na dieselfde apartheidsmoordenaar, Paul Creer, wat ons grond gesteel het en ons voorwaardes vermoor het? Hoe vier ons erfenis, terwyl ons stadion in Witbank steeds na Jan van Riebeeck genoem is, het Tribi na die wetgewer gevra. Die naamsverandering van 'n nasionale park in Suid-Afrika vereis 'n formele aansoek by die provinsiale geografiese namekomitee met geldige regverdiging. 'n Verpligte openbare deelnameproses van ten minste 90 dae moet dan gevolg word volgens die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid van 2000, insluitend deeglike konsultasie met plaaslike gemeenskappe. Indien goedgekeur, word die naamsverandering na die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, vir goedkeuring gestuur, waarna dit in die Staatskoerant gepubliseer moet word. Volgens Oukamp verwerp die DA die EFF sy jongste pogings om naamveranderings ten sterkste. Eskom het sterk teruggekap in reaksie op 'n artikel waarin sy bestuur van veiligheid by die Koeberg kernkragsentrale by Melkbosstrand erg gekritiseer word. Die nutsmaatskappy sê in 'n verklaring alle veiligheidsstelsels by die kragstasie funksioneer ten volle, word sorgvuldig gemonitor en word voortdurend verbeter in pas met streng internasionale kernveiligheidsstandaarde, gesê. Eskom het verlede jaar geslaag om goedkeuring van die nasionale kernreguleerder, die NKR, te kry om eenheid 1 vir 20 jaar tot 2044 te kan bedryf. Die NKR moet in November besluit of eenheid 2 ook die toets slaag om vir nog 20 jaar tot 2045 krag op te wek. 'n Lekasiedruktoets kan gedoen word om werklike data oor die integriteit van die inperkingsgeboue te lewer. Eskom ontken in sy verklaring dat veiligheidstoetse oorgeslaan is of dat hy blind vlieg. Eskom sê onafhanklike instellings het in pas met internasionale kernveiligheidsstandaarde deeglikse strukturele toetse op die betongebouwe om die reaktors gedoen en dit is bevestig dat die struktuur steeds stewig en binne veiligheidsmarges is. Volgens Eskom is 'n lekasiedruktoets onlangs by eenheid 1 gedoen wat die strukturele integriteit van die inperkingsgebouwe bevestig het. Volgens Eskom word die lekasiedruktoets vir eenheid 2 vir sy volgende instandhoudingssiklus beplan. Die opgraderings is volgens Eskom deel van die voortdurende proaktiewe benadering tot veiligheid en nie as 'n reaksie op enige risiko nie. Die lijk van die ontvoerde sakeman Roger Breyal, wat 59 jaar oud is, van Milnerton, is blykbaar op 16 September in Philippi Oos gevind. Dit is nog onbekend hoe hy dood is. Sy bakkie Volkswagen Amarok is dieselfde dag verlate in die township Joe Slovo Park by Milnerton gevind. Ingeligtes het gesê 'n losprys van meer as R1 miljoen is vir Breyal geëis. Dit is glo nie betaal nie. Die polisie het blykbaar op 16 September 'n oproep gekry dat 'n lijk in Philippi Oos gevind is. 'n Persoon wat Breyal geken het gesê hy sou hom nie sonder geveg aan sy ontvoerders oorgegee het nie. 'n Polisiewoordvoerder het gesê, speler verbonde aan die eenheid wat ernstige geweldsmisdrywe ondersoek, bekyk die ontvoering van 'n 59-jarige man op 9 September in die Milnerton omgewing. Ontvoering van en moord op die nog onbekende man wat in Philippi Oos gevind is, word tans ondersoek. Die lijk moet nog amptelik uitgeken word.
Sterk winde, stortreën en hoë seetoestande het Hong Kong getuister nadat die supertyfoon Ragasa die suidelike dele van China getref en dodelike oorstromings in Taiwan veroorsaak het, waarin 14 mense oorlede is. 124 mense in Taiwan word vermis nadat die oewers van 'n meer in die oostelike Hualien-distrik Dinsdag oorstroom en 'n massiewe vloed in die nabygeleë dorp veroorsaak het. Reddingswerkers soek onverpoos voort na die vermistes. Die rukwind het op 'n stadium 168 km/h bereik. Die wind uit Hong Kong en Macau, die tuiste van meer as 8 miljoen inwoners, genoodsaak om sy hoogste waarskuwingsvlakke vir 'n orkaan uit te reik met skole, ondernemings en openbare vervoer wat grotendeels gesluit is. Meer as 1 miljoen mense het China se suidelike Guangdong provinsie teen Dinsdag aand ontruim voor die tifoon hulle getref het, met meer as 10.000 vaartuie wat na veiliger waters verskuif is om die storm te vermy. Twee gelukkige spelers het tydens die trekking van die lotto op 2 September gewen en kan saam meer as 26 miljoen rand in hulle sakke druk. Leidens 'n verklaring wat by navraag aan die koerante gestuur is, het die een wenner op die app se app R50 met die Quick Pick gespeel en meer as 18 miljoen rand gewen. Die ander persoon het 'n R30 kaartjie by 'n kleinhandelaar in Westville, KwaZulu-Natal gekoop en self hulle nommers gekies en meer as 8 miljoen daarmee gewen. Wenners wat die lotto op hulle bank app speel, word outomaties deur die bank aan kennis gestel. Shamaine Mabuza, die Tuba se hoof, het albei wenners geluk gewens. Sy sê dis verblydend dat mense van verskillende metodes en platforms gebruik maak om die lotto te speel. President Duma Boko van Botswana beoog om teen die einde van volgende maand 'n ooreenkoms af te handel om 'n beheerende belang in die diamantmaatskappy De Beers te verkry, terwyl sy administrasie en ander voornemende kopers voortgaan met die onderhandelinge. Die Londen genoteerde mynmaatskappy het gewag om sy diamantafdeling te verkoop te midde van die voortsleepende ineenstorting van die mark met natuurlike edelgesteentes wat sukkel met taai mededinging van baie goedkoper alternatiewe wat in laboratoriums gekweek word. 'n Woordvoerder van die maatskappy sê dat Anglo sal voortgaan met Botswana as hy vernoot in De Beers te kommunikeer. Botswana is in gesprek met 'n welvaartfonds in Ouman om te help met finansiering, maar die staat se belang in De Beers tot bo 50% sal verhoog, het Boko aan die media gesê. Ek is vol vertroue dat dit teen die einde van die jaar sal realiseer, het die president gesê. Die Chinese uitvoer-engine is blykbaar onstuitbaar vandat Amerika 5 maande gelede hemelhoë tariewe op sy produkte ingestel het. Indiese aankope was in Augustus op die hoogste vlak tot nou toe nog. Sendings na Afrika is op koers na 'n jaarrekord en verkope aan Suidoos-Asië met die pre-COVID-19 piek wat verbygesteek is. China is die vernaamste handelsvennote van meer as die helfte van die wêreld. Net Mexico het tot dusver openlik teruggeslaan deur tariewe van tot 50% op Chinese produkte soos motors, onderdele en staal voor te stel. In Indonesië het die minister van Handel onderneem om die stortvloed van goedere te monitor nadat video's van Chinese handelaars wat denimbroeke en hemde vir net 80 sent wil uitvoer groot protes veroorsaak het. Pakstau, Suid-Afrika se minister van Handel, is nie ten gunste van bestraffende tariewe op Chinese motoruitvoere nie en wil eerder om groter beleggings vra. Chile en Ecuador stel getekende heffings op goedkoop invoere in nadat Temu se aktiewe gebruikers in Latyn-Amerika sedert Januarie met 143% opgeskiet het. Chinese amptenare sê hulle handel is binne redelike perke. Wanneer 'n vraag oor see ontstaan, voer China dien ooreenkomstig uit, so het Lau Min, adjunkminister van Finansies van China, gesê. Nog een van die vervaardigers wat die druk van Chinese toetreders voel op die verkoopsvloer is Nissan, wat die pryse van sy middelslag nutsvoertuie, die X-Trail, te 'n enorme bedrag gesny het. Met pryse wat wissel van 700.000 tot 800.000 rand, sou dit altyd moeilik vir die X-Trail wees om in die nuwe Chinese sportnutse mee te ding. Voertuie soos die Haval, H6, Chery Tiggo 7 en Jacuz J5 is ewe groot wat afmetings betref, maar heel wat goedkoper, terwyl hulle almal turbo-gedrewe engines bied en oor 'n lang lys standaard toerusting beskik. Die intree-model, die Vista, kry die grootste afslag van R100.000, maar ook die Accenta met R85.000 afslag en Accenta Plus wat R63.000 afslag ook kry. Die sportnuts op self is netjies gestileer en bied 'n moderne kajuit wat mooi afwerkings het. Die engine en CVT radkas wat reg deur die reeks ingespan word, is wel lig in die broek in vergelyke met sy mededingers met hulle turbo engines. Nissan Suid-Afrika bemark net die nuusgeboude Magnite sportnuts en X-Trail in ons mark. Die klein Micra 370Z, die GTR, Qashqai en Patrol het almal die afgelope jare die motorhuisdeure finaal agter hulle toegetrek.
Indien Australië Saterdag 'n wendroogte van 39 jaar op Eden Park teen die All Blacks kan beëindig, sal dit straks aan binnekennis te danke wees, aangesien die Nieu-Zeelanders die Wallabies se afrigtingsspan oorheers het. Twee van Smith se adjudante, albei Nieu-Zeelanders, hou toesig oor die Wallabies se vaste fasette met Mike Cron wat na die skramwerk omsien en die voormalige All Blacks lot Tom Donnelly wat die lyn staan hanteer. Die Wallabies pas aangeheer in die rugby kampioenskap met 'n voorsprong van 'n punt kan die All Blacks uit die wedstryd boonder met 'n ronde oor indien hulle bonuspunt vir hierdie wedstryd kry. Hulle sal met 'n oorwinning ook die sielkundige houvas van hulle swak rekord op Eden Park beëindig. Belangriker vir die Australiese ondersteuners is die kans om die All Blacks se Blydeslowbeker heerskapty nou te kan beëindig. Die Wallaby vleuel Max Jorgensen was nog nie eens gebore toe Australië laas in 2002 die trofee omhoog gehou het, maar hy hoop hy kan deel wees van die span wat dit nou sal terugwen. Ons moet vir 80 minute 'n vertoning lewer waarop ons regtig trots kan wees, aldus die afrigter. Die vermoë van Europa se golfspelers om koelkop te bly te midde van 'n vyandige eenoogige skare kan uiteindelik net so deurslaggewend so suksesvolle sethoue wees wanneer hy van DSV hulle Ryder Beker titel op die Bethpage Black baan in Long Island, New York teen Amerika op die spel gaan plaas. Europa het 11 uit die 12 spelers wat die vorige toernooi in 2023 in Rome gewen het, na New York gebring. Die enigste nuwe gesig in die span is Rasmus Højgaard, het interessant genoeg sy tweelingbroer Nicolai in die beproefde span vervang. Die Deense groentjie was een van die 6 spelers wat outomaties vir die toernooi gekwalifiseer het. Die ander was McIlroy van Noord-Ierland, Robert McIntyre van Skotland, Tommy Fleetwood, Justin Rose en Tyler Latin, almal van Engeland. Donald sal egter daarvan bewus wees dat die tuisbaan voordeel enorme bondgenoot van Amerika se golfspelers wees. Benewens die patriotiese tuiskare kan die VSA-baan so opgestel word dat dit sy spelers sal bevoordeel. Donald sal egter sy spelers laat fokus op die 3 seges wat Europa die afgelope 30 jaar in Amerika behaal het, waarvan die beroemdste die Miracle at Medinah in 2012 was. Suid-Afrika het met mening teruggeslaan en pykspel gelewer in die tweede netbaltoets teen Nieu-Seeland. Die tuisspan het die afgelope Sondag die eerste toets in Auckland met 77 teenoor 51 punte gewen. Dit was die eerste keer in sy laaste 9 toetse dat Nieu-Seeland die eerste kwart verloor het. Visser is in die derde kwart na verdediging vleuel geskuif met Nicolas Smith wat op hoofdoelverdediger opgestuur is. Visser en Jamie van Wyk, die hulpdoelverdediger, het hulle bes gedoen, maar kon nie die hoë balle na Ngweke en Martina Salmon die hulpdoel gegryp het nie. Die tuisspan het na die derde kwart met 11 doele voorgeloop met 53 teenoor 42. Elmarie van der Berg die doel en Kamogele Maseko die hulpdoel was 'n sterk kombinasie vir Suid-Afrika. Hulle die hele wedstryd aangehou speel. Proteas se doelgemiddelde was 87% met minder balbesit. Hulle kon net 75% van hulle sentergooie afrond. Die tuisspan se doelgemiddelde was 86%, maar hy was met 92% meer akkuraat gewees. Ngweke, wat 23 jaar oud is, sy posisionele spel en akkuraatheid was uitstekend en sy het al mintige 60 van haar span se doele aangeteken. Sy is ook as speler van die wedstryd aangewys. Nieu-Seeland is tweede op die wêreldranglys teenoor Suid-Afrika se 5de plek. Scottie Scheffler, die voorste golfspeler ter wêreld, glo dat president Donald Trump se teenwoordigheid by van dese week se Ryder Beker vir die Amerikaanse span 'n bykomende volk sal verskaf. Hy beskryf die staatshoof as iemand wat vertroue in die mense rondom inblaas. Dit was 'n moeilike paar weke vir ons land met sommige van die dinge wat gebeur het Scheffler gesê, of Bethpage Black in die aanloop tot sy 3de Ryder Beker verskyning. Om ons president hier te hê en dat ons Amerika kan verteenwoordig, al is dit in 'n golftoernooi, is uiters belangrik vir ons en is opgewonde om 'n tuisbodem saam met die tuiskare te kan wees, het hy gesê. Die skorsing van Amerika as 'n lidland deur die internasionale kriketraad, die IKR, sal nie sy nasionale span se deelname aan die T20 Wêreldbeker toernooi in Februarie 2026 in Indië en Sri Lanka of die Olimpiese spele van 2028 in Los Angeles beïnvloed nie. Volgens die IKR het ASAC onder meer versuim om 'n funksionele bestuurstruktuur in te stel en daar is 'n gebrek aan vordering om nasionale beheerliggaamstatus by die Verenigde State se Olimpiese en Paralimpiese komitee te kan verwerf. Die Amerikaanse span sal nietemin steeds volgende jaar sy plek in die T20 Wêreldbeker kan inneem, hoewel die spanbestuur tydelik onder toesig van die IKR sal wees. ASAC is op die IKR se jaarvergadering in 2024 12 maande gegee om sy sake reg te ruk. Nadat hy 'n lang blaaskans geneem het om behoorlik van 'n rugbesering te herstel, gaan die veteranswemmer Chad Leclos in Pietermaritzburg sy terugkeer maak.
Vir Laclos sal die byeenkoms in KwaZulu-Natal as voorbereiding dien vir sy deelname aan die eerste Wêreldbeker kortpad byeenkoms van die seisoen aanstaande maand in Carmel in Indiana, asook vir volgende jaar se Statebondspele in Glasgow, Skotland. Laclos sal in Pietermaritzburg aan die 100 meter vryslag, asook die 50 en 100 meter vlinderslag items deelneem. Hy gaan ook as het ware die watertoets deur sy slag in die 50 meter rugslag te kan wys. Onder die ander deelnemers wat in Pietermaritzburg gaan aantree, tel die junior sterre Chris Majalov en Jessica Thompson. Die 18-jarige Thompson gaan 'n besige byeenkoms hê en sy is ingeskryf vir die 50 meter vlinderslag, rugslag en vryslag. Sy sal boonop ook aan die 100 meter vryslag en rugslag deelneem. Twee van die land se top borslagswemmers, Lara van Niekerk, 'n dubbele goue medaljewenner op die Statebondspele in 2022 en Chris Smith gaan ook daaraan aksie wees. Die uitdaging begin daagliks om 08:30 en die eindronde is om 1700 uur in die namiddag. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 1629, Polokwane 1026, Lephalale 1230, Mbombela 1028, Mahikeng 1328, Pretoria 1327, Johannesburg 1427, Ermelo 926, Galagari 1330, Gaborone 1530, Richards Bay 1325, Pietermaritzburg 1124, Durban 1423, Port St Johns 1220, Pongola 1228, Maputo 1626, Bethlehem 925, Bloemfontein 1128, Alawal Noord 1026, Welkom 1329, Vryburg 1330, Kimberley 1331, Appington 1434, Prieska 1133, Springbok 1431, Karasburg 1629, Keetmanshoop 1524, Mariental 1528, Alexanderbaai 14 en 18, Brandvlei 1130, Loederitsbaai 1220, Vredendal 1333, Kaapstad 1323, Sutherland 724, George 1818, Jeffreys Bay 922, Caberra 824, Grafreinet 822, Kaaphooglas 29 in die middag, De Aar 1027, Molteno 523, Beaufort Wes 1026 en laastens Oos-London 9 in die oggend 22 grade Celsius in die middag. Markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.47 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.41, die euro verhandel teen R20.36, die pond verhandel teen R23.29, 'n yen kos 12 sent, silwer se prys is $45, 4 Amerikaanse sent, platinum kos $1,531, palladium verhandel teen $1,260, die prys van goud is $3,754 per fyn ons. Brent olie se prys per vat is $69, 31 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: nie elke dag is goed nie, maar daar is iets goed in elke dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe en baie sterkte vir die Springbokke se wedstryd môre.